Goeiedag, mede-kollegas en mede-onderwysers. Vandag wil ek graag met julle gesels oor die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse kurrikulum sedert 1990. So, ek is John T. Forshey en ek hoop julle geniet hierdie voorstelling van my. So, vandag wil ek gesels oor 6 aspekte. Die eerste aspek is die kurrikulumhervorming sedert 1990. In 1994 was die eerste demokratiese verkiesing wat veroorsaak het dat onder professor Sibusiso Bengu was syllabusse hersien en aangepas om kurrikulums nie te verander nie, maar eerder te versuiwer, deur om ontslae te raak van enige beledigende, rassistiese of seksistiese inhoud. In 1997 was kurrikulum 2005 wat gefokus het op uitkoms-gebaseerde onderrig geloods, wat verder geïmplementeer word tot 2000, waarin dit hersien word in 2001. Sedert 2001 is kurrikulum 2005 hersien, waarin taalgebruik vereenvoudig word en ontwikkelingsuitkomstes, leerareas, leeruitkomstes as ook assesseringsstandaarde word in lyn met kurrikulum gestel. Onderwysers ontvang opleiding in lyn met kurrikulum 2005. Verder, in 2003 is die nasionale kurrikulumverklaring gepubliseer en gesamentlik word onderwysers ondersteuning en ontwikkeling versterk om meer materiale te voorsien. Die NKV was geïmplementeer, maar word nog steeds op die IGO, die uitkomste gebaseerde onderrig gebaseer. Vanaf 2009 is die KABV ontwikkel en dit word geïmplementeer in 2011. En nuwe onderwysers word weer eens opleiding verskaf. Die doel van kurrikulumhervorming was bedoel om demokrasie en gelykheid te bevorder, maar was meer bestuur deur politiese besluite, eerder as praktiese toepassing in skole. Die gereelde veranderinge het veroorsaak dat onderwysers oorval word met gereelde leer en Die gereelde veranderinge het veroorsaak dat onderwysers oorval word en gereelde leer en onderrig was onderbreek. Nou, as ek dink aan die volgende aspek wat ek oor wil gepraat, die gemarginaliseerde leerders, herinner my aan Pink Floyd se liedjie Another Brick in the Wall. Hierdeur wil ek gesels oor hoe kurrikulumhervorming in Suid-Afrika dikwels met goeie bedoelings, maar het nie altyd leerders van verskeie agtergronde in ag geneem nie. Gemarginaliseerde verwys na om iemand in die buitenste rand van die samelewing te stoot, opsetlik of nie. Met die gebruik van IGO en die KABV kurrikulums is die doelwit om gelyke geleenthede te skep vir leerders wat voorheen benadeel was. Maar met die komplekse taalgebruik van die IGO en KBV, die kleiner skole wat 'n gebrek aan materiale en hulpbronne het, word hulle belemmer. Op die tyd was die minderheid van hulpbronne soos tegnologie het verdere skeiding van regverdige onderwys veroorsaak vir bevoorregte skole teenoor benadeelde skole. Paulo Freire in 2025 waarsku dat oppervlakkige onderwysmetodes nie die samelewing sal verander nie en dat ons onderwys 'n konstante en kritiese deelnemende proses moet wees wat in lyn is met die einde van diskriminasie in die onderwys. Indien die kurrikulum nie alle leerders van verskillende agtergronde insluit nie, kan dit veroorsaak dat onderwys 'n instrument van uitsluiting word, eerder as 'n gelyke geleentheid vir leer. So, die rede hoekom ek dink aan Pink Floyd se Brick in the Wall, indien ons nie almal die gelyke geleentheid gee nie, indien ons almal in dieselfde boksie sit, dan sal hulle net nog 'n baksteen in die muur word. Nou, en met ideologie en kurrikulumontwikkeling, ideologie is 'n groep idees en oortuigings wat bepaal hoe mense oor verskeie elemente dink, soos politiek en ekonomie, en hoe besluite daaroor geneem word. Hierdie ideologie bepaal wat as waardevol geag word en om te leer hoe om kennis in skole gestruktureer moet word. Die humanistiese ideologie stel dat onderwysers moet meer as net punt gaan. Onderwys moet oor meer as net punte gaan. Dit moet oor die leerder as individu, as mens gaan. Dit fokus op respek, liefde,
kultuursensitiwiteit en die bevordering van empatie en waardigheid tydens die onderwys. In teenstelling hiermee stel Noran Gobene, Mackenzie Chibambo en Joseph Duvall in 2023 dat curriculum hervorm het nie gehelp om sosio-ekonomiese ongelykhede te breek nie, maar eerder neoliberalisme as 'n ideologie aangevat. Neoliberalisme kyk na die skool as besighede. Alles word gemeet en vergelyk aan prestasie. En hier word menslikheid vergeet. Geen curriculum is werklik neutraal nie. Dit dra altyd by aan idees en mag aan die wat dit geskep het. Ons as onderwysers moet ons verstaan dat alle lesse wat ons aanbied ideologie oordra. Indien ons as onderwysers nie bewus is daarvan nie, kan ons klas gee waar leerders afgebreek word in steede van hom opgebou te word. Tydens die toepassing van curriculums moet die onderwyser ten volle bewus wees van die ideologie wat hulle toepas in die klaskamer en hoe dit die leerder affekteer. Voorheen het ek gesels oor hoe 'n curriculum nie neutraal is nie, en dit lei waarom 'n beplande curriculum nooit neutraal is nie, is my volgende aspek wat ek oor wil gesels. So, duidelik bevat elke curriculum sy eie idees en doelwitte, en die was opsetlik gedoen. Dus stel dit daar dat daar 'n keuse gemaak is van die uitkomste vir die curriculum. 'n Curriculum lyk dalk objektief, maar dit wys altyd die belang en kultuur en mag van die mense wat dit ontwerp het. Met die oorgang van NKV na KABV, dui dit aan hoe politieke skuif plaasgevind het. Die regering wou die deurmekaarheid van die IGO's stop en meer beheer uitoefen oor LO's en AS. Die is nie die administratiewe keuse nie, maar 'n keuse gebaseer op iemand se ideologie. As jong onderwysers moet ons verstaan dat geen curriculum neutraal is nie. Agter elke besluit wat in die klaskamer gebeur of aangebied word, is iemand se waardes, geskiedenis en doelwitte. En as ons dit kan raak sien, en as ons kan leer om nie die ideologie te volg nie, maar ook so te gebruik dat ons leerders gesien word en gewaardeer word vir die individu's wie hulle is. Nou die KABV uit die leerders se raamwerk fokus op die inhoud van die kognitiewe ontwikkeling. Minder aandag is gegee aan kultuur, emosie en lewensvaardighede. En leerders met minder hulpbronne val agter. Die KABV kan gesien word as 'n goeie riglyn vir leerders, maar dit is nie buigsaam genoeg of menslik genoeg. Daar moet meer ruimte wees vir kreatiwiteit en individualiteit. Nou, met curriculumontwikkeling en kommunikasie, in die verlede was dit altyd duidelik dat te veel veranderinge in die curriculum het onderwysers frustreer en veroorsaak dat onderwys daaraan gelei het. Wanneer curriculumontwikkeling op skoolvlak toegepas word, gee dit onderwysers genoeg buigsaamheid in klas om aan te pas vir verskeie leerders se behoeftes. Dit beteken dat die onderwys nie net van die minister wat in 'n parlement sit bepaal word nie, maar eerder deur die mense wie daagliks hulle sien en onderrig. Indien onderwys meer saambeplan kan word, kan dit meer konsekwent wees. Dus wil ek afsluit om te herinner, ons leerders is nie baksteen in die muur nie. En ons curriculumontwikkeling moet bepaal dat ons leerders as individu's moet gesien word. Elke leerder het hulle eie struikelblokke, as ook behoeftes. En dit is ons werk, plig en doel as onderwysers om dit raak te sien en om hulle die geleentheid te gee om te floreer. Baie dankie en 'n lekker dag verder.